Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. As mens begin met 'n musiekloopbaan, dan jy's so passievol omtrent dit wat jy wil doen. Jy wil so graag net jou liedjies hê, mense met jou liedjies hoor. Jy wil so graag dit net eintlik maak, jy weet, sodat jy voltyds 'n musikant en 'n sanger kan wees, dat jy nie regtig ver in die toekoms dink nie. Mens sien altyd sekere kunstenaars voor jou. Jy kyk na Lorika Raug of David Kramer en daai mense en dink, wow, hulle doen dit vir 20, 30 of so jaar. Maar in die begin is dit baie anders. Jy glo dat as die mense net eers jou liedjies ook gaan hoor, dan gaan jy dieselfde journey kan loop. So op 'n manier, toe hierdie is my 14de jaar, ek het 14 jaar gelede my Sally Williams liedjie wat toe nou half 'n treffer geword het. En dis 14 jaar later. Daai tyd het ek nie geweet hoe my journey gaan loop nie. Al wat ek geweet het is met Sally Williams het my die kans gegee om nog liedjies te skryf, nog goed te doen, goeie konserte bymekaar te sit. Stadig maar seker, dis soos 'n huis wat mens bou, jy weet, steen vir steen. En jy doen eintlik net altyd maar wat die beste is, wat jy glo is reg. Jy bly eerlik. Maar jy weet nie waarheen dit gaan nie. En om nou eerlik te wees, as ek nou dink 14 jaar, amper 15 jaar gelede, waar ek nou is, ek is baie dankbaar. Dit het baie mooi gegroei, dit is presies waar ek wil hê. Maar ek weet ek is nou nog nie eens halfpad nie. Ek wil nog so baie liedjies skryf en so baie keer sing maar ek is baie tevrede met hoe dinge vir my uitgewerk het. Want jy weet, Sally Williams was net daai spesifieke Nuga wat my geliefde, wat nou my vrou is. Dit was 'n onbekende ding. En sy het dit ontdek by die Groenkloofspar in Pretoria. En vir my gesê, sy moet vir my proe hierdie ongelooflike Nuga. En toe begin ons dit eet, maar jy weet, ons was so jonk. En dit was 'n baie romantiese ding daai tyd. Jy weet mos, as jy nou met iemand net begin uitgaan, is enigiets romanties om saam 'n blikkie koeldrank te drink en dit het net hierdie ding geword. Hierdie ding wat net ek en sy gedoen het. Dit is nou baie simpel, maar dit was verskriklik romanties. En ons het, as jy verder in die lirieke van daai liedjie ingaan, van die koffie met die skuim op, was altyd hier by Café 41. Het ons altyd cappuccino gedrink en die movies wat ons gekyk het op 'n Dinsdag aand was dit altyd halfprys. En al daai tipe van goed en so ja, dit kon geen ander suite gewees het nie, want dit was Sally Williams. Ek dink baie kere aan oor hoe geseënd 'n mens is as jy jou eie materiaal kan skryf, want ek het nou is besig om my 9de album op te neem wat ek volgende jaar in 2017, ja, dis nou volgende jaar vrystel, wat nou my 15 jaar ding is en ek het nog elke liedjie op al die CD's geskryf. En baie keer dan dink mense as jy besig is met 'n liedjie, gaan jy ooit weer kan of veral as dit iets is waarvan mense ook hou of as jy regtig trots voel op iets. Maar om een of ander rede kom daar inspirasie en soos wat mense ouer raak en dit baie doen, is dit ook 'n skill wat 'n mens ontwikkel en mens raak beter. Ek sing ook baie beter as wat ek gesing het 14 jaar gelede. Ek luister nou die dag Sally Williams want dit het op die radio gespeel. 14 jaar gelede dink ek kan nie glo hoe dit klink nie. Ek wens net ek kan dit vinnig oordoen en laat. Maar dis die journey wat mens loop. Maar vir my, dis baie belangrik om self die liedjies te skryf. Dis nie vir ander mense so belangrik nie, want dis nie hulle journey nie. Maar vir my musiek gaan oor die wêreld waarin ek leef, die land waarin ek bly, my verlange, dit wat my gelukkig maak, my kinders, my hele journey met kinders. Jy weet, dis my moeilik om 'n ander liedjie te sing, want dit het niks met my lewe uit te waai nie. Partykeer is dit so mooi, jy wil dit graag sing. Maar vir my, jy weet, dis maar my ding. Dis wat ek die Afrikaner of die mensdom van Suid-Afrika kan bied, is hoe ek die lewe sien, uit my oë uit, en ek sit dit in die vorm van liedjies, en ek is baie dankbaar dat ek dit kan doen. Die stadium het ek nog nooit tekort aan materiaal gehad nie, touch wood, want die wêreld gebeur, en die mens skryf daaroor. Maar ek sit by die klavier, ek het altyd 'n spesifieke tema, of iets waaroor ek wil skryf, of jy weet, daar kom 'n inspirasie, dink jy wil 'n liedjie skryf oor
pad woede, want jy of enige ding. En dan moet jy net die dissipline hê om dit te gaan doen en mens sit baie keer ek doen dit by die klavier. So ek speel klavier, ek sit, ek werk, kry die woorde. Dit is soos om 'n kunstenaar te wees wat 'n painting maak, jy weet, jy bou dit van kleins af en dit word hierdie ding. En jy weet nie partykeer weet jy nie eens waartoe dit gaan nie, jy begin net, jy weet. Sing en kry die melodie en speel die akkoorde en verander en dan 'n uur later of partykeer 'n paar dae later dan jy hierdie sang en dit is wonderlik. Groen, ek meen dit is eintlik 'n snaakse liedjie, jy weet dit is al 'n komiese kyk op die wêreld, maar ek het dit al 8 jaar gelede geskryf en die Groen Mamba is eintlik 'n koliekmiddel wat baie bekend is hier in Pretoria vir babas wat koliek het, maar ek het nooit self koliek kinders gehad nie. My derde seentjie was toevallig na al die jare 'n koliek baba. Shame, hy's baie cute. Maar ek het geweet ek kan nou nie 'n koliek liedjie skryf en nooit self voel hoe dit voel nie, maar ek het eintlik vir my sussie geskryf vir haar kinders. Sy het so gesukkel. Babas wil net nie slaap nie. En toe vertel sy my van hierdie Groen Mamba. En dit was net vir my crazy om te dink, want ek het nog nie kinders gehad op daai stadium nie. En en die hele ding van pille, jy weet, baie drink ons pille en Disprins en ons almal kyk Seven Laan, jy weet, al die goeders van daarin. So die liedjie is maar net 'n samevatting van die wêreld op daai stadium. En die snaakste ding was die Groen Mamba vir jou baba. Ons wil net hê die kinders moet slaap, jy weet. So ja, dis net 'n skertsende sang wat oud is nou al, maar wat mense vir een of ander rede nog steeds wil hoor. Dit het nog 'n groot treffer in my loopbaan geraak. Nee, ek kan vertel ek is besig om my 15-jarige projek op te neem. Ek sal dit in begin 2017 jy weet vrystel. Maar dis nou alweer die laaste 2 jaar se nuwe materiaal. Baie keer dan dink mense wil nou ou liedjies ook bietjie opsit op 'n album, jy weet, maar dan is al heeltyd nuwe goed en ek meen mense wil eerder jou nuwe werk op 'n CD bring voordat jy ou goed. Maar ek gaan 'n album uitbring met 16 van my nuwe liedjies en dan 15 van my songs oor my 15 jaar wat ek voel ek die trotste is. Nie noodwendig die grootste treffers eers nie, maar liedjies wat ek net voel, wow, dit is vir my persoonlik is hierdie liedjie jy weet dit het iets vir my beteken om dit te kon skryf en alles. En natuurlik ook sekere treffers. So dit gaan 'n dubbel CD wees met 16 nuwe liedjies en 15 van my grootste liedjies of beste liedjies in my afgelope 15 jaar. So die album se titel gaan wees dink ek 15 jaar met klavier en gitaar. My Afrikaans ontwikkel elke dag in 'n verskriklike ander rigting as wat ek ooit sou gedink het en hoekom ek dit sê is vandat ek kinders het, om kinders te hê verander mense lewe totaal en dis ook baie aardig om te weet as daai baba gebore word, ken hulle geen taal nie. En soos wat hulle groter word, leer hulle en leer jy vir hulle 'n taal, 'n moedertaal. So my taal is definitief Afrikaans soos wat ons dit in ons huis deesdae praat met my kindertjies. En hulle praat dit baie keer krom en skeef, maar dit is so mooi hoe hulle goetertjies baie keer sê. En ek is maar net lief vir Afrikaans. Daar's geen taal in die wêreld wat vir my persoonlik my hart, ek skryf in Afrikaans. Ek sing so lekker in Afrikaans. Ek is lief vir my vrou en my kinders in Afrikaans. En ek gee nie daarom, jy weet, vir my om so nou in 'n Engelse woordjie. Dis die kombuistaal wat ons praat by die huis. Gunsteling Afrikaanse woord. Mooi woorde, maar woorde wat ek agterkom baie in my liedjies is 'n woord soos hemel. Ek weet nie hoekom nie, dit is vir my so 'n groot betekenis, hemel. Nie net die hemel wat ons nou dink in die Bybel, maar die hemel, jy weet, dit is net so mooi. Natuurlik die woord hart. As altyd as ek sien, ek omtrent in elke liedjie is die woord hart. Dit is 'n kort woordjie, maar dit so baie betekenis, jy weet. Dis my mooi woorde. En ek kan eintlik die hele aand aangaan met mooi woorde in Afrikaans. Gunsteling uitdrukking? Weet jy wat is vir my bitter mooi?
Johannes Kerkorrel was toe ek 'n student was, het ek aanbid die wêreld waarop ek het na al sy konserte gaan kyk en so hy het vir my so mooi Afrikaans geskryf. En sy laaste konsert wat ek gesien het voordat hy oorlede is, was die titel Die hart is 'n eensame jagter. En as ek nou vinnig aan 'n uitdrukking moet dink, wat vir my so bitter mooi is, sal ek sê, dis Johannes Kerkorrel se woorde, maar die hart is 'n eensame jagter. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.